nooit geken het nie. So hulle gaan in 'n plek van angs en vrees seker wat hulle harte was, want dit het nog nooit gebeur, dat hulle nooit weer hom van gesig tot gesig sal sien nie. Iets wat gebeur het hulle seker, heel sekerlik in hulle gemoed ernstig getref. En op daai plek gekom dat hulle 'n verwyder is tussen God en mens. Alhoewel die Here seker goed ingeskakel het agterna, so daar iewers 'n kommunikasieplek is, was daardie ding nooit weer daar nie. En hulle is in die tuin, en na hulle gesondig het, of van die vrug geëet het, bekleed hulle self met vyeblare. Maar daar is iets wat altyd in my hart praat, as ek dit lees, dan hoor ek die Here kom, dan sê hy vir hom, roep hy vir Adam, sê, Adam, waar is jy? Waar is jy? En Adam het gaan wegkryg vir die Here. En vanoggend in ons tyd, waarin ons lewe, hoor ek so deur die eeuwe heen nog steeds die echo wat van mense vra, waar is jy? Waar is jy? Waar is jy met jou verhouding? Waar is jy in die Here? Waar is jy? En ons mense kyk vandag nog mense weg en maak van hulle vyeblare om agterweg te kruip, hulle eie werke, hulle eie moontlikhede om hulle self te bedek, om hulle self weg te steek, hulle swakheid en hulle sondigheid, hulle gevallenheid weg te steek. Maar toch kom hy vraag, waar is jy? En vanoggend wil ek hê, van iemand luister, hoor, die Here vra dag vir jou vandag, op hierdie dag van sy geboorte, wat ek terugkyk na die maak van die mens, die geboorte van die mens, vir jou vra, waar is jy? So vanoggend, as jy hoor ek praat met jou, as jy hoor die Gees van God praat met jou, is die vraag, waar as jy die eerste diensie was en beleef het die fantastische woord ons gehad het, wat die Here met ons wil doen, waar jy met ons op pad is, hoe jy wil openbaar in ons en deur ons, wat hy graag wil doen, Christus in ons, sy heerlikheid, ons word sy beeld, al daardie fantastische goed wat hy kom doen het, maar dan as jy wegkryg, dan mis jy al daardie goed. En baie keer mis die kerk, hierdie waar is jy? Van wegkryp in hulle skuld, selfaangeklaardheid, hierdie ding wat hulle nie goed voel oor hulle self nie goed genoeg is vir die Here nie, daardie hele ding wat, soos in Adam Eva se geval, 'n skeiding gemaak het, daardie hele ding staan nog baie keer voor mense, voel aangekla van hulle manier van lewe. En daardie ding bring 'n skeiding tussen mens en die Here. En jy probeer jou best, maar vanoggend wil jy moet weet, die Here het regtig waar iets kom doen wat groter is as wat ek en jy kom dink. Selfs die bose slang, die ou in die tuin, wat meer kennis of wysheid gehad as die ander diere, selfs hy is omkant gevang met dit wat gebeur het. Het nie verwag dit sal gebeur nie. Daar waar daar 'n distortion gekom het in die tuin van die beeld van God en die mens. Daai distortion wat gekom het hy gekom by geboorte, toe hy gebore is, om daardie ding te kom herstel. So, as ons gaan na Lukas toe, en miskien kan jy ons van Lukas 2 vinnig oopmaak. En toe die engel by hulle kom, by die herders kom hy by hulle, en hy sê in vers 10 vir hulle, die eerste ding wat hy sê, en ek leer nou luister, ek nou so kortliks net 'n prentjie geskilder van Adam en Eva, hulle vrees, hulle angs. Hier kom die engel by hulle, en die eerste ding wat hy vir hulle kom sê, is moenie vrees nie. Is julle nog hier? Ek en Dr. Angus het gister gesels, onder andere oor die dood, en ek besef baie keer dat mense met vrees, en nou ek nie oor die dood praat, maar ek weet nou, ek sit met vrees, daai angs oor goede, maar hier kom hy, en ek die eerste ding wat vir sê, moenie vrees nie. So kan ek vanoggend vir die kerk sê, moenie vrees nie. Ek weet van jou swakheid,
Die God weet van jou swakheid, hy weet wat jy wegsteek, hy weet wat jy wegkryg, jy doen dit alles om jou vrees, en vanoggend sê hy vir jou, deur daai engel, deur die eeue, moenie vrees nie. As jy nog by my, sê toch vir die mooi mens wat langs jou sit, moenie vrees nie, sal jy? En as jy vrees, gee ek jou 'n warm klap. Moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding, sê goeie tyding. Die geboortenis, man, was 'n goeie tyding, is julle by my? Dis 'n goeie tyding, hy sê, ek bring vir julle goeie nuus, en baie ons gaan uit, as kies of as Louis naam, want ek sê om net so tydjie, dus sit ons 2 ure in gesels, en toe is ons nog nie klaar gesels nie. Maar ons praat juist oor die goede, wat mense nie as goeie tyding sien. Ek wil hê, jy moet weet, as jy uit my gemeente uitstap, wil ek jy moet uitstap, en nie sleg voel nie, jy moet goed voel. As jy sleg voel, het ek nie vir jou die goeie tyding gebring nie. Dat is die duivelse boodskap. Daar's mense, en ek het gister verbaas, daar's mense wat wil graag uitgaan en baie sleg voel oor hulle eie lewe. Hulle wil voel, hulle vertel hoe sleg hulle is, so hulle kan gaan lê en huil, of whatever hulle doen by die huis, maar voel baie sleg. Maar dis nie, hy sê vir hulle, ek bring vir julle 'n goeie tyding. Sê, goeie tyding. Wie sal like van goeie tyding in hierdie tyd? Ek het vir jou goeie tyding. Hy is gebore. Hier is 'n skildery vir ons gemaak. En hierdie tyd van die jaar, dink ons aan sy geboorte. En dat hy gebore is, maar baie keer in mense hart, en mense denke, bly jy hom sien as die babatjie in die krib. Dit is baie keer die ding waar jy gaan vassit, weet, hy is gebore, ons is bly hy is gebore, dan gaan oor die baba in die krib, maar ek wil hê, jy moet weet, hy het groot geword, hy het volwasse geword, hy was in aansien by mense en by God, het hy groter geword. Tom, staan net so vinnig by my. Wie was dit iemand met 'n klein babatjie, waar is dit? Waar is hy, iemand het hier ingestap met 'n klein babatjie? Seker in die moederskamer. Net so, wie van julle kan in jou kop imagine, wat is die woord, hoe 'n klein babatjie, wie kan so veel, ek sê 'n klein babatjie, nie so goed. Julle sal nie glo nie, hy was in 'n stadium ook so. Maar ons eer hom nie meer as die klein babatjie nie. As hy verjaar elke jaar kom, sê maar nie met 'n nuwe dummy naam toe, sê, vir jou nuwe dummy nie. Ons behandel hom as 'n groot mens, as 'n volwasse mens, wat gekom het tot waar hy nou is. Dankie, Tron. En baie keer met die Here Jesus, het ons daar die dummy storie, die klein storie, maar daar ook ons as kinders van die Here, en Paulus praat daarvan in 1 Korintiërs, hy noem in Engels woord, hy noem sakkers, suigelinge. Mense bly daar, want hulle sien, maar ek wil hier vanoggend moet weet, hierdie Here Jesus wat gebore is in 'n krib, het groot geword, op 30 begin sy mense leer, op 33 sy lewe afgelê, en daarna sy lewe afgelê, was hy vir net 3 dae in die graf, toe staan hy op vir ewig, om nooit weer te sterf nie. Hierdie Jesus wat daai tyd gebore is, wat volwasse geword het, is dieselfde Here Jesus, wat God opgewek uit die dood het, en hom laat sit het, aan sy regterkant van krag, en van die heerlikheid, so ek wil hê vanoggend weet, hy leef, amen. Hy is as mens gebore, dit praat van, so 2000 jaar, ek kan alles sommer vinnig maak nie, wat is 2025, maar, wat hy gebore is. Hy sit by die Vader. Hierdie persoon wat ek nou van praat, wat daai jare gebore is, 'n babatjie, wat 'n volwasse mens geword het. Die Bybel sê, daardie babatjie, wat 'n volwasse geword het, hy het God opgehef, dat sit in sy regterhand, en het hom 'n naam gegee, bo elke ander naam. Sê saam met my, 'n naam, bo elke naam. Is julle by my? Moenie stil staan by die krib nie. Dis nie kom ons vanoggend hier is nie. Ons vier sy verjaarsdag, Tron, wanneer word jy 40? Oor 2 maanden. Oor nog 2 jaar, so hy is 38. Oor 2 jaar is hy 40.
Maar ek bedoel, hy het gegroei. Hierdie Here Jesus het gegroei, hy is volwassen man, maar hy het 'n naam gekry, bo elke ander naam. En ek klein bietjie dink daaraan. En ek wil nie vanoggend aan gaan karring nie, maar ek net weet, hy het die hoogste naam gekry. Nou wat God, die Allerhoogste, sy Vader hom gegee het, en gesê, naam bo elke naam. In jou naam sal elke knie buig. En in jou naam sal elkeen bely dat jy die Here is. Jy is die koning van die koning. So by hierdie verjaarsdag vanoggend, dink ons nie aan die baba in die krib nie, ons dink aan die verreëse Jesus. Wie is nog by my? Wie glo hy het opgestaan? Wie glo hy lewe? Ek was ongeveer môre les plus minus naaste by 6 jaar oud. Dit was in 57 September ek 6 geword, maar 'n bietjie later in die volgende jaar het ek gaan stap, toe was ek nog 6 jaar oud. En ek gaan stap, ek kom van die skool af, ek was toen, ek dink Sabee, want wie van julle onthou nog van Sabee? Net ons oude mense. Nou is ons graad 1 en graad 2. En dan gaan we deur tot de universiteit met graden, maar dan blijven nog zo klein soos een stap al aan Sabee. Maar wat ek wil sê, so ek was so Sabee se wêreld. En ek kan jou gaan wys in Shumep, daar waar jy laerskooltjie uitkom, dan stap op vir my gevoel soos 'n myl, maar as jy vandag gaan kyk, is dit seker 200 of 300 meter. Draaistraat op, daai jare was dit vir my 'n verskriklike opdraande, toe ek en Rita daar was 'n paar jaar terug, klomp jaar terug. Toe gaan soek ek 'n opdraande en hy bestaan nie meer. Ek weet nie van die ding geword het nie. Is nie meer. Maar ek stap, dan is daar een straat, de tweede is dan die derde, die heb opgedraaid naar mijn huis toe, maar voor die eerste straat hoor ek, hy wat 'n babatjie was, hy wat opgestaan die dood, hy wat 'n naam het, bo elke naam, die hoogste gestel, hoor ek as 'n kind in my hart van my sê, gee jou lewe, hy noem op my naam, Jethro, gee my jou lewe, of gee jou lewe vir my. En ek weet by ons sê, jy het 'n groot bek, jy behoort elke, luister het met my gepraat. Dis die mind wat ek moes opmaak, nie jy nie, dis my storie. Gee my jou lewe. Ek dink altyd mense vra, hoe weet julle is waar? Weet jy, hoe weet julle hy het gesterf? Hoe weet julle al die goede? Weet jy, hoe weet ek dit? Ek het met hom 'n verhouding gehad van 6 jaar af. Ek het hom daar ontmoet. Dis ook ek weet hy lewe. Hy het my kom roep daai dag, en ek het nie besef wat my gebeur het daai dag nie. Ek het, as ek sê, ek nie besef, ek weet nou my lewe vir hom gee, maar dit het meer beteken vir gesê, gee my jou lewe, het hy nie bedoel, gee jou hart vir my nie, my hele lewe. Dis hoe ek vandag nog in die bediening is. Ek het nie ander keuse nie. My lewe vir hom gegee, daardie dag. Hoekom vertel ek vir jou hierdie goed? Ek het 'n rede om te vertel, hierdie Here Jesus wat ons verjaarsdag vier, het 'n manier, terwyl jy jou eie business mind, dan kom meng in jou business, het jy dit al ervaar, wie dit al belewe. En het kom verander jou lewe. En hierdie Here Jesus wat ons verjaarsdag vier, het 'n gewoonte om dinge in jou lewe te doen wat jy nie verwag het nie. Wonderlike dinge te kom doen. Hy kom in jou lewe, en so stroom vanoggend vir ons, hy kom om te openbaar. Hy kom om homself in jou net bekend te stel nie. Hy kom om deur jou te lewe. Hy wil deur jou lewe openbaar aan die wêreld. Dis hoekom hy gekom het. En toe hy daai dag vir my sê, het dit so effek in my lewe gehad, dat 'n groot goed deur die jare gebeur. En ek wil nie vanoggend daaroor praat nie, want nou is dit al 74 so, as ek nou vir alles praat, dan gaan dit oor 68 jaar. En dit is lang. Maar ek weet jy moet weet, hierdie geboorte wat hier plaasgevind het, wat 'n groot mens geword het, wat in die hemel opgevaar het, wat sit aan die regterkant van die Vader, wat 'n naam gekry het, bo elke naam. Ek wil net hier moet weet, terwyl jy sê verjaarsdag vier, hy is real. Baie mense nou wonder, ek weet dit nie, as jy dit weet, hoekom leef jy asof dit nie so is nie? Waarom praat jy soms in jou taal, asof dit nie so is nie? Waarom is soms so 'n vreesagtige asof dit nie so is nie? Ek wil hê jy moet weet, hy leef
En ons het vanoggend sy verjaarsdag, en hierdie Here Jesus, toe hy aan die kruis was, het hy groot goed gaan doen. En weer eens gaan ek by alles wil stilstaan, dis 'n ander se preek, maar onder andere het hy aan die kruis die aanklag teen ons vasgeslaan. Hy het aan die kruis die wet vir ons oorwin. Hy het sonde oorwin. Hy het die dood oorwin. Hy het siekte oorwin. Hy het armoede oorwin. Whatever. Hy het alles oorwin. Is julle by my? Dis hoekom hy sê, dis volbring. Wie glo dit? O God, help ons mense as net 7 het glo. Dis volbring. Ons het ding in die kerk, ons praat die klaarwerk van die kruis. Wie glo daaraan? Dat ek sê, dat al 'n paar mense meer is. Dis volbring, is afgehandel. Hy het die prys vir al daardie goed betaal. Hierdie seentjie wat gebore is, wat 'n koning geword het, die skrif noem hom die koning van die konings, die Here van die leerskare. Die hoogste genaam, wat jy buig en erken wie dit hy is. Hy het alles oorwin. En hy sê vir die kerk, en terwyl ek en hy gister gesels en ek huis toe gaan, daar is iets toch wat ek veel wil sê. As ons praat, ek en hy en Tron en Louis baie keer gesels ons oor die gees en die geestwerk. Maar ek wil hê, jy moet nog een ding weet. Hy kom sterwe, hy het sy lewe gegee, vir alles wat gebeur het aan die kruis, was nie niks anders as ook in jou vlees, om self te openbaar nie. Ek hoop jy hoor wat ek sê. Wat ek vir jou wil sê daardie, as jy siek is, as jy mos sê, as jy nie in jou gees nie, dis great, dit gaan goed daar. Maar as jy siek is, dan is dit in jou liggaam. Is dit so? Maar hy sê, maar deur my wonde is jy genees. Wie is nog by my? So hy het vir jou liggaam 'n prys betaal. Terwyl ek hier is, Paulus beskryf in Korintiërs, 2 Korintiërs, hy sê, hy het arm geword, dat ons kan ryk wees. Hy het 'n prys kom betaal, het goed neergelê vanoggend. Ons Tron het daaroor gepreek, sê maar dit vir ons gelees net nou. Het hy alles neergelê, sodat ons iets kan wees. So daardie geboorte vandag, sê vir ons, as iemand gebore, wat gekom het, ons plek gevat het, en hy het alles gaan neerlê, om soos ons te word, sodat hy ons plek omvat, sodat ons sy plek omvat, kan word soos hy is. Sy sy geboorte was van niks anders nie. En toe hulle vrees sê van daai dag, moenie vrees nie. Ek weet vir 'n goeie tyding. Hy sê, dis groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Vandag is in die stad van Dawid gebore, die saligmaker, wat die Christus, die Here is. Wees dankbaar dat jy 'n saligmaker het, let me sê. Daar maak nou die kraan oop. Maak nou bol oop. Is interessant. Dankie. Ons dink in Adam en Eva met hulle verspotte vyeblare. Hulle het saligmaker nodig gehad. Baie keer ons eie nagemaakte vyeblare. Eindelijk het ek jy 'n saligmaker nodig. Die goeie nuus is, 2000 jaar terug is die saligmaker gebore. Wie is dankbaar? Hy sê so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Is jy nog hier? Dis wat hy vir ons kom doen het. Hierdie verjaarsdag dink ons aan groter dinge. Kies toch Johannes 3. 1 Johannes, die 3de hoofstuk, vers 8, asseblief. Moet iets vir jou lees. Duiwel het gekom en daardie verwoesting gebring. Hy het met die leuen gekom, wat 'n geweldige effek gehad het, tot vandag toe. Maar 1 Johannes 3, 8 kom. En ek kan nie vanoggend regtig in konteks oor dit praat nie, want dit gaan verder as net hierbo langs, maar as iets ek net vir jou wil wys. Hy sê, hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Maar kyk wat sê hy nou.
lees tog die Bybel. Vir hierdie doel, sê saam met vir hierdie rede. Kan nie vir die Amplify daar opsit asseblief. Vir hierdie doel, en die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. The Son of God appeared for this purpose. Sê saam met 'n doel, hy het 'n doel gehad. Sê saam met, daar's 'n doel. Daar's 'n rede. Sê saam met 'n purpose. For this reason, the Son of God was made manifest, visible. Was toe, kyk nou wat sê, kyk nou lees daar 'n stukkie, hy sê, die Engels vertaling sê, undo. Nou kom maar nog moontlikhede by. Die woord undo kan beteken dat werke van die duivel te undo it, and they destroy, illusion it and dissolve the works of the devil has done. So hy het gekom vir hierdie doel. Sy geboorte was vir hierdie doel. Sy geboorte was vir hierdie rede. En net so vinnig sê nie verbygaan, as mense wat vertel, broer, die duivel was u vandag agter my aan. Broer, die duivel, die duivel het my dit laat doen en dat laat doen. Laat geld steel en laat moer en laat bak. Die duivel, broer, die Bybel sê, as jy in hom glo, hy het gekom, the reason the Son of God was manifest, was to undo, to destroy, to loosen, to dissolve the works of the devil. Wie is nog by my? In Gods naam laat gaan. As dit is wat die Here kom doen het, hou baie mense in die kerk nog vas aan die duivel met die een hand. Hou vas nog steeds aan sy werke. Bely het nog steeds, maar as jy verstaan vandag, hy het met 'n doel gekom. Sy doel was om die duiwelse werke te vernietig. Sê saam met my, vernietig. Ek wil hê jy moet weet, die werke van die duivel is vernietig. Deur iemand wat gebore is as 'n babatjie, wat hulle moes gaan wegsteek in Egipte, wat teruggekom het, vermoor aan die kruis, hy het opgestaan, 'n naam bo elke naam. Ek wil hê jy weet, die werke van die duivel is vernietig. Amen. Moet tog iets 'n liedjie vir hom sing nie. Ek moet seker verder gaan, maar ons kan 'n dag verder gaan. Ek wil net jy moet weet, toe hy gebore is, was dit nie vir klokkies om te lei en die geskenkies en die wieroortjies nie. En die beesies wat bulk en die lammetjies wat bler en die donkie wat bulk en al die sterretjies. Dit was nie waaroor gegaan het nie. Ek sê met ons frons, maar is regtig waar, dit is nie waaroor gegaan nie. Die rede, die doel, is om dit wat die duivel in die tuin van Eden gaan doen het, hier by die kruis dat kom vernietig. En die skrif sê die Here vir hom, hy, die saad en die vrou, Christus Jesus, sal jou kop vermorsel. Ek wil hê weet vanoggend, sy kop is vermorsel. Otherwise you don't believe the cross. Daar is 'n oude boek geskryf. Dat is die stupidste boek wat ek nog ooit gesien het. En sy opskrif van die boek is The Devil, Well and Alive on Planet Earth. Weet jy wie het gelees? Ek het gelees. Maar ek wil sê, hy is not well and alive. Reinhard Bonke sê, toe die Here in die kruis sang, het hy so teruggeskop, hy het die duivel se kop vermorsel. Hy sê, and that devil got brain damage unto this very day. Hy kop seer vir ewig. Hy gaan nie goed. He's not well. He's not alive. We are well and we are alive in Jesus Christ. Dis wat hy vir ons gepreek het vanoggend. Is julle by my? Sy sê my, we are well. We are alive in Jesus Christ. Het is moeilijk om te preken, want je ziet goed die je altijd moet zien. Dan praat je daarover, dat is verkeerd. Heer de Heer Jezus het iets komen doen. Jullie kennen die story van Adam en Eve. Ach, vergeven we verhalen toe ons lossen van Abraham.
hoe hy sy seun gaan offer het, en wat daar gebeur het, en so vinnig net kyk, julle hoef nie oop te maak daarby nie, maar toe hy vir hom gaan offer, toe het hy vir hom 'n ding gesê, onder andere, ag Here Jesus, help my toe. Genesis 22, sê die Here vir Abraham, om jy jou enigste vir my gegee het. Vers 16 sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste nie terughou het nie, dat ek jou ryklik sal seën, jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, soos die sand aan die seestrand, en jou nageslag sal die poorte van sy vyand in besit neem. En in jou nageslag sal die nasies van die aarde geseën word, omdat jy aan my stem geluister het. Gee die Here vir hom 'n belofte, wat hy by homself sweer. Hy sê in jou nageslag, en Paulus gebruik het in Galasiërs, hy sê, die Engelse gebruik, that the word seed, dis nie 'n meervoud, dis 'n enkelvoud. It's not seeds of nageslachte, is enkelvoud. Hy wys na Jesus Christus, hy sê, in jou nageslag, Abraham, daar kom 'n man uit jou tevoorskyn, one singular seed, Christ, will come from your lineage. Hy sal uit jou nageslag tevoorskyn kom. En hy sal 'n blessing wees vir die hele wêreld. Wieveel is dankbaar vir die geboortedag van Jesus? Daardie woord wat die Here vir Abraham gee, en daardie dag waarheid geword. Toe hy gebore is, toe gaan die groot, verskoon die woord, is nie regte woord nie, maar kom sê maar alarms, of basuingeklanke, of whatever, in die hemel af, want daardie profesie gaan nou in werking. Want moenie vrees nie, ek het gekom vir julle goeie nuus te gee, dat vandag vir julle gebore is, Christus, wat die salig gemaak het, wat die verlosser is, ek bring vir julle goeie nuus, en dis hy, hierdie nageslag uit Abraham, wat tevoorskyn kom. Nou vertel hy vir ons, as ek en jy in Jesus glo, dan is ek en jy soos Abraham. Hy is ons geloofsvader, hy sê ons uit die nageslag van Abraham, maar ons is mense wat nou gebore is, nie uit die vlees uit die, maar uit die gees. Toe hy vir Nicodemus sê, die moet weer gebore word, toe sê, maar moet ek weer teruggaan in die skoot van my moeder? Hoe gebeur dit? Hy sê, nee, as Nicodemus, wat vlees is vlees, wat gees is gees. Hy sê, ek praat jou die gees, jy moet weer gebore word. En hier kom Here Jesus tevoorskyn. En hy kom en hy sê vir hom, ek sweer by myself, ek gaan jou ryklik seën. Dis 'n belofte wat God maak. Ek net, as ek vinnig kan oopmaak by Galasiërs. Sê Galasiërs. Is Galasiërs, ja. Hy sê in vers 26, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, en julle met Christus beklee. Daar is nie nou 'n Jood of 'n Griek nie. Daar is nie slaaf of vrye man nie, daar is nie man of vrou nie. Julle is almal een in Christus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. Hy is gebore, al het goed deurgegaan, sodat ek en jy 'n erfgenaam kan word. 'n Erfgenaam van alles wat vir Abraham beloof het. Die blessings wat daar sal wees. Hierdie Christuskind, hierdie saad, wat 'n seën geword het, dat almal deur hom geseën word. Ons het vanoggend daai blessing ontvang. Ons is weergebore. Ons is nou in Christus. Die woord sê, hy is die hoop op heerlikheid. Ons is in Christus. Hierdie Here Jesus, wat 'n naam gehad het bo elke naam. Jy is in hom. So waar jy ook al vanoggend jou lewe is, wat 'n vrees daar is, wat 'n angs daar mag bewees, die nuwe jaar wat voor lê, party ons hou nou maar vakansie, en dalk sê ons die laaste vakansie, ons weet nie, daarvan ons het nou hier werk, en hulle weet nie, wat wag volgende jaar nie.
ek wil hê, jy moet hierdie goeie nuus hoor. Hy sê vir hulle, moenie vrees nie. Die Here Jesus baie keer sê, moenie vrees nie. Die apostel skryf daaroor. So vanoggend wil ek vir jou iets sê. Moenie vrees nie. Is jy by my? Hoekom sê ek moenie vrees nie? Want hy het vir Abraham beloftes gemaak. En hy sê vir jou, as jy in my glo, daai goed ek vir Abraham gesê, is ook joune in Christus Jesus. Wie's by my? As jy nog nooit 'n erfenis gehad, gelees Galasiërs 3. As soveel ander beskrifte wat ek oor praat, Romeine 8 en klop ander plekke, sê ons is nou erfgenaam. En is tyd dat die kerk se mindset verander. En ek is maar 'n sukkelaar, ek sukkel maar jy net help dat ek nou net hierdeur kom of net luister. Hy sê, moenie vrees nie. Jy's 'n erfgenaam. Jy's 'n erfgenaam van die almagtige Vader, wat vir ons sy seun geglo het, so jy deur hom nie verlore sal gaan nie. Hy sê, maar die ewige lewe sal hê. Vir hierdie doel het die seun van God gekom, om die werke van die duiwel te verbreek. Wat daar ook in jou lewe vanoggend is, kyk vir my. Dan staan ek heel agter en sê ek, vir my kyk, dan moet ek omdraai daar van vooraf. Wacht, kyk vir my, en ek kom agter toe om julle praat. Want baie kyk ons weg hier agter en jy kom praat. Wat ook al daar vanoggend in jou lewe is, sê vir, moenie vrees nie. Daar is vir jou 'n testament gegee. Die Christus lewend gemaak. Dis vir jou gebring. En vanoggend as jy met vrees jy oor iets. Hy sê die werke van die duiwel dissolf, verbreek, tot niet gemaak. Vanoggend sit jy dalk in vrees in die as van vrees. Dit is vernietig. Jy sit op 'n plek van wat die goed dissolf het, tot niet gegaan het. Hy sê het vernietig. Daai goed is vernietig. En volgende toon van die goed gepraat, as kies jy dan wat jy met my tyd en met my boodskap gemors het, ek weer oorpreek. Maar ek wil jy iets verstaan. As jy glo dat Jesus gekom het vir hierdie doel om die werke van die duiwel te verbreek, dan sit jy nou op 'n plek in jou lewe oor goed wat reeds verbreek is. Ek weet of ek nou reg praat. Wie van julle het nou verstaan wat ek sê? Want ek sukkel nou self. Het jy verstaan wat ek sê? Ja, jy sit op 'n plekje, broer. Dit is wat ek nog ook. Baie mense praat oor daai werk van die duiwel. Die woord sê, die woord van God, Christus het vir die doel gekom om het te verbreek in jou lewe, is dit verbreek. So ek roep jou, staan op van die ashoop van ellende. Staan op van my ashoop. Ek mag nie hy woord gebruik met my preek elke diens vir my, ek weet nie meer wat om te sê. Maar ek wil sê, staan op by die ashoop van slegheid. Staan op by die ashoop van whatever. Hy het oorwin, hy het die werke verbreek, is vernietig, en die skrif sê, nou maak hy van jou 'n koning en 'n priester. Dis wat die Bybel sê. Sê saam met konings, priesters. Hy maak van ons konings en priesters, so jy nie hoef sit in die ashoop, want dit is vernietig. Jy worry verniet, jy is bekommerd verniet. Jy is verniet in daardie depressie oor dit wat nou gebeur. Jy is verniet daaroor, jy mors jou tyd. Jy mors jou tyd met dit, man. Staan op. Hy het gekom om te vernietig, dit is vernietig, sodat jy 'n nuwe lewe kan hê in Christus. Is jy by my? Sê 'n nuwe lewe. Hy is gebore dat dit in die tuin van Eden gebeur het en tot niet gemaak is. Hy het daar 'n ding gekom wat 'n nuwe lewe gee. En ek wil sê, baie mense van tyd terug die tent van Eden, weet, en sê, herstel als die tent van Eden. Nee, hierdie was speletjies. Die tent, nie wat hier gebeur, maar die tent van Eden. Dit wat hy ons kom maak het, is nie meer wat hy ons kom soek in die aanvangie nie. Wat hy kom doen het, is om jou en my sy tempel te maak. Hy kom nie ons meer besoek, ek het slegte nuus vir jou. En ek onthou die dae te groot word, die ou ons altyd met, ag Here, kom besoek ons vanoggend, hierdie diens. Maar die skrif sê, hy hoef nie, hy bly in jou. Wie's nog? Oh God,
Sê saam vir my, sê saam met my, die Here Jesus, woon deur sy Gees, binne in my. Ek is sy tempel, hy is by jou, hy is naby jou, hy is gebore, hy het gekom het, jy werk dit vernietig, hy het gekom om groot dinge vir jou te kom doen, hy het gekom om self te openbaar, en hy is moeg om vir jou te kom kuier, hy is te veel ongeluk op die pad, hy kom bly sommer by jou. Is hy nog hierso? Dis hoekom hy gekom het. Ek gaan nou wat klaarmaak van. Ja. It's called today. Ek wil net hê, my broers, my susters. It's useless. Totally useless. Om Kersfees te vier. It's totally useless. Miskien ontspan jy nou en drink 'n paar wyn en dan slaap jy vanmiddag goed. Maar môre is jy op dieselfde ou stasie. Totally useless. As jy nie weet, vir hierdie doel is hy gebore. As jy verstaan, vir hierdie doel is hy gebore, om dit wat die tuin van Eden plaasgevind het, tot nie te maak vir ewig en altyd, sodat ek en jy 'n oorwinning kan leer. Is jy nog by my? So ek roep jou uit. Waar is jy, Adam? Waar is jy, my broer, my suster? Waar kruip jy weg? Ek roep jou daai gate uit, kom uit. Die goeie nuus is, die dood is oorwin. Die vyand is oorwin. Die goeie nuus is, en vanoggend haal hy my broer dit aan, hy sê, hey, ons is saam met hom opgestaan uit die dood. Ons is 'n ander spesie mense. Ons is 'n ander geslag mense. Ons behoort aan iets anders, totaal anders te, want daar het 'n ding gebeur, toe ons saam met hom gesterf het aan die kruis, en daar iets gebeur, dat my sondes en my ellende is saam met hom vastgespijker aan die kruis, en toe is ek saam met hom in die graf vir 3 dae, en na 3 dae staan hy op, en nou sê die skrif, as ons gedoop word, dan sê die doop, ons is saam met hom begrawe, en ons staan op in Romeine 6, in 'n splinternuwe lewe, en dan sê, wat se lewe is dit? Hy sê, net soos God, hom uit die dood het opgewek het, ek en jy ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Waar is jy? God het 'n plan met jou. Weet jy, hy wil jou nie vernietig nie, hy wil jou tot niet maak nie, dit was die plan nie, die pret is klaar betaal, al wat hy vir jou vertel, moenie vrees nie. Ek bring vir jou goeie tyding, dat vir julle gebore is, Jesus, die zaligmaker. En hy leef as mens, meer as 2000 jaar, wat hy vir ons intree by die Vader. En ek roep jou uit, jy hoef nie van weg te kyk nie. Hy weet waar jy is. Hy weet presies waar jy is. Vandag is jou dag, en ek wil hê dat hierdie dag, Here, 'n besondere dag sal wees. Kersdag nie net 'n mens se maak, wat 'n ewe, Here, dit is so deur mekaar soms. Here, maar 'n dag wat ons 'n dag herdenk wat ons zaligmaker gebore is. Wat ons die goeie nuus gehoor het. Van engele gebring. Vandag is vir julle gebore. Dankie dat hy gebore is vir ons. En dankie dat hy gekom het. En dankie dat hy ons salig verklaar. En dankie dat hy ons regverdig verklaar. En dankie dat hy ons heilig verklaar. En dankie dat ons kinders van God genoem kan word. Dankie dat ons erfgename is van die hemelse Vader. Dankie vir alles wat daarmee saamgaan. Ek eer U daarvoor. Voor ek huis toe gaan. Ek hoop ek het vir jou iets gesê. Die gedagte is dit voor jy huis toe gaan. En vir my is die goed verskriklik ernstig. Het begin toe, hy het my gesê, toe op 6 jaar oud was, volg my. Of gee my jou lewe, gee jou lewe vir my. Daai dag het het begin. Ek sien baie jong mense sit, en julle wonder en julle dink, as julle my kyk, ek was ook eens op tyd 2 weke oud, of 2 dae oud. Ek was ook 'n jong mens. Ek was net so hard kwas soos jy gedink ek is alles en dink ek weet alles. Net soos jy gewees. Toe ek in die 20's was, gedink ek is 'n perd van 'n ander kleur, ek is die man.
Stupid. Ek wil jy moet weet, Christus het meer vir jou in gedagte, as die bietjie goed wat jy in gedagte het. Hy sê heerlikheid vir jou gedagte meer, as wat jy vir jouself in gedagte het. Jy spartel en jy spook en jy word moeg. En sê, en allemaal wat moeg en belast is, kom na my toe. Ek net vraag, as een mens het my oggend gehoor het, en hoor dat die werke is verbreek, is vernietig, en jy sê, ja, I let go. Ek laat gaan. Dat ek probeer doen het, myself probeer verbeter, ek laat gaan, ek sit my volle vertroue in u die zaligmaker. As jy vanoggend saam met my so voel, wil net 'n hand opsteek, en dit beteken net, ons praat met mekaar, en ons sê vir mekaar, yes, that's me, steek gou jou hand op, moenie sê, as jy wil nie, hoef jy nie, ek wil net, as die mense, kom, nie hand laat sak, jy moet glad nie snaaks wees van my, jou hand opsteek het, sy skaam nie, dis waar ek moet gaan, sy nuwe lewe, ek dank jy, dat ek en hulle het saam met ons hande opsteek. Vanoggend sê ons het die stem gehoor. Dat sy moet nie vrees nie. Maar vir goeie tye. Selfs hulle wat nie gereageer het nie, sê ons vir hulle, moet nie vrees nie. Ons het vir hulle goeie tye. Dat Christus vir ons gebore is. Ek dank jy doen. Deur die Gees aan mense se harte. Ek eer u daarvoor. Amen. Ek het 'n dingetjie in my hart en as kies ek dit ophang en ons kan nou huisje gaan net hoor. Ek hoor in my gees, net hier, hoor ek iets. Ek weet nie wie nie, ek gaan probeer uitvind wie nie, ek is geloofsdaad. Is iemand met groot angs as 2026 slaan. Jy weet jy wat om te verwag nie. As vrees en angs, en ons allemaal gaan nadeer, is so, maar as iets hier. Maar ek hoor my gees, dat die Here wil echt vir jou bid. En hoekom jy vir my bid, omdat hy gesê het, ek moet vir jou bid. Nie so slim wees, jy is nie so slim, jy dink nie. Hy wil echt vir jou bid, vir jou handen oplee. Dat die Here vir jou help, in 2026, so, as ons nou huis toe gaan, en ek het met jou gepraat, en jy is nie te skaam nie, jy het God regtig nodig. Ek gaan daar voor staan, en kom na my toe, kom staan daar by my, dan gaan ons saam met jou bid. Dit is nie rechtvaardig nie. Ek hoor woorde soos kanker, mense, wat onseker is oor uitspraak in jou lewe. Sy uitspraak, dalk is het kanker, dalk is het nie, jy wonder daaroor. Daar is 'n uitspraak oor jou van kanker. Ek hoor dit, as er so iemand vanoggend kom na my toe, asseblief, moenie loop nie. 'n klomp jare terug, deze rij wat volgend verjaar kanker gehad. Daar is vir haar gebid en ek kom 'n ou aan en hy sê vir haar, die Here sê, jy sal jou kleinkinders sien groot word. Hoeveel het bygekom van daai dag af? 5 bygekom. Gesond. Vanoggend wil God iets vir mense doen, so ek gaan nie staan, kom na my toe. Ek wil ander nie teruggaan, jy is welkom huis toe te gaan. Ek is bang waar skaap wat verbrand. Groet mekaar en sê vir mekaar, geseënde Kersfees, onthou nuwe jaar 11 uur aand, oujaar, 11 uur aand, oujaar. Het ons 'n diens hier, ons het 'n nagmaal en dan 12 uur in ons huis toe. Die Here seën julle, amen.